Wat 'n heerlike voorreg is dit nie weer vandag vir my, Shaal Botha, om saam met jou te kan kuier nie. En baie welkom by ons dagstukkie 304. Openbaring 1 vers 7. Kyk, hy kom met die wolke, en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het. 'n Hart wat gereed is baie ligter as 'n rugsak vol onuitgesorteerde seer en sonde. Pak die regte goed in. Die afgelope tyd is ons weer so bietjie tot stilstand geruk deur die dinge wat gebeur het. Niemand het of kon die omvang van COVID voorspel nie. En toe dit gebeur, het dit ons laat steier met die feit dat almal van ons eendag gaan doodgaan. Net so die debat oor die wegraping ons ook weer tot stilstand geroep met daardie sê nou maar net. Die Bybel is duidelik, Jesus gaan terugkom en dit kan enige tyd wees. Meer as 300 verse in die Bybel praat hiervan. En in 23 van die 26 boeke van die Nuwe Testament word daarna verwys. Dit is nie 'n miskien nie, dit is 'n versekerde sekerheid. Jesus self sê in Matteus 24 vers 42 en 46 dat ons wakker moet bly, gereed moet wees, want die Meester kan enige oomblik opdaag. Om hierdie idee van gereedheid te illustreer, wil ek die verhaal van Sir Ernest Shackleton, die bekende ontdekkingsreisiger, met jou deel. Tydens een van sy ekspedisies in die Antarktiese gebied, moes hy 'n groep van sy manne op Elephant Island agterlaat. Die omstandighede was ekstreem. Yskoue temperature, beperkte voorrade en boonop het hulle nie geweet of daar ooit hulp sou kom nie. Maar Shackleton het beloof dat hy sou terugkom om hulle te kom haal. Die pad terug was allesbehalwe maklik. 4 keer het hy probeer om die eiland te bereik en 4 keer het die dik ys hom gekeer. Elke keer moes hy omdraai, maar hy het nooit moed opgegee nie. Uiteindelik, na weke van probeer, het Shackleton deur die ys gebreek en die eiland bereik. Wat hy daar gekry het, was ongelooflik. Sy manne was slaggereed. Hulle het nie rondgelê en hoop verloor nie. Hulle leier op die eiland het elke dag vir die groep gesê: "Pak op, maak alles reg. Shackleton kan enige oomblik hier wees." En toe Shackleton uiteindelik opdaag, was daar geen vertraging nie. Hulle was reg om te gaan. Ook ons weet nie wanneer Jesus gaan terugkom nie. Dit kan môre wees, volgende week of oor jare. Maar wat ons wel weet is dat hy gaan kom. Net soos Shackleton se manne moet ons elke dag leef asof dit oppakdag is. Ons moet ons lewens in orde kry, ons harte voorberei en seker maak ons is gereed vir daardie groot dag. Maar wat beteken dit om gereed te wees? Om gereed te wees beteken om elke dag so te leef asof dit ons laaste dag is. Dit beteken om reg te maak wat iemand seer gemaak het, om jou tyd en talente te gebruik om ander te seën. Dit beteken om elke dag te vra: Here, wat wil U hê moet ek vandag doen? Dit is om te lewe met 'n oop hart en hande wat gereed is om te gee, te help en te dien. So, hoe gaan jy vandag leef? Is jou rugsak gepak met die regte goed? Moenie vandag uitstel wat jy nog moet doen nie. Môre is dalk te laat. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy leef ons asof ons vir altyd gaan leef? Wat kan ons doen om in gereedheid te begin leef? Hoe gaan jy vandag begin om so te leef dat jy nie onverhoeds betrap sal word nie? Here, dankie vir U belofte dat U weer sal kom. Help my om elke dag te leef asof dit my laaste is, met 'n hart wat gereed is vir U. Wys my waar ek dinge moet agterlaat en wat ek moet oppak vir die ewigheid. Amen. Kom ek en jy vertrou ook die Gees van God
om elke oggend as ons opstaan, vir ons te wys wat ons moet inpak vir die reis van nog 'n dag nader aan die hemel. Mag die Here jou ryklik seën, liefde groete, jou medereisiger, Shaal Botha. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig te ontvang per WhatsApp, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer na die nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is. Stuur dit asseblief per WhatsApp. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.